Julle wonderlike mense. Goeiemôre en baie welkom by nog een van jou gunsteling programme Ontbytsake. Vandag kyk ons saam met die aktrise Marley van der Merwe, ook bekend as Dr. Alice Swart van Binnelanders, of is dit nou daardie Marissa, daai kwaai ene? Nie te noem, sy is daarom 'n wenner van 'n SAFTA vir haar rol as hierdie identiese tweeling, ons 'n bietjie later daaroor gesels. En natuurlik baie welkom hier. Baie dankie. Nou mag jy ook iets sê. Hallo julle, dit laat my Goeiemôre. Ons gaan lyk pragtige pakkie. Dankie. Kyk hoe mooi netjie, goed uitgevat. Ja, ek moes maar vanoggend 'n bietjie ekstra moeite doen vir julle. Goeiemôre aan jou, my liewe kollega. Goeiemôre David. Marie, dit is baie goed om jou weet. Ons is bly die goeie een van die slegte tweeling is hoor. Is jy seker? Ek ben net Ek weet nie, ons loop so. Ons maak vandag opwindende nuus bekend oor 'n nuwe toevoeging op Ontbytsake waar jy groot winskoopies kan kry. En Dr. Judy gesels in leefstylsake oor 'n probleem waarmee baie mense sukkel. En dis dun hare. Leon het nie daai probleem nie. En soos altyd gee sy 'n goeie raad, so bly net waar jy is. Ja, het miskien nie denare nie, maar het net een T-shirt. Ek het 'n paar van hulle. Okay, David, ek het opsies uit my lewe uit weggevat. Marley, goeiemôre. As ek na jou kyk, raak ek ewe skielik lus vir gebraaide hoender. Leon. Ek is net honger. In die Sake Fokus kyk ons vandag na ondernemings wat by Propak Africa 2025 in Maart te sien is. Ek kan nie op 'n lag vir my stupid grappe nie. Die tegnologie en die verpakkingsbedryf sal julle verstom. Ek gesels ook met die organiseerders en ander betrokkenes van die gesogte skou. Stupid ouetjies, stupid grappies. Dis al wat dit. Hallo Collie, ek hoop ons gaan ietsie kry om te eet dan vanoggend. Wat kry ons? Ja nee, Leon gaan nou nie hoender kry. Ek gaan 'n klap kry. Hy gaan lamsvleis kry. Marley, baie welkom by ons. Ek hoop jy kuier heerlik hier vanoggend. dankie. Nou vandag bederf ek julle met 'n heerlike ontbeende lamsbout met gladde kapok aartappels en mielie ribbetjies wat ek bedien saam met Boschendal se Stellenbosch Cabernet Sauvignon. So bly net waar julle is en moenie die resep mis nie. Wel, ons het net twee ernstige mense in hierdie ateljee, dis Celine en natuurlik Annika. Annika, goeiemôre aan jou. Goeiemôre Dawie en span en julle lieflike kykers daar by die huis. Hierdie naweek word ons gegroet met die reuk van reën in die ooste van Suid-Afrika. Ons verwag lekker donderbuie en reënbuie op die Hoëveld en oor sentraal Suid-Afrika vir vanmiddag en ook vir Sondag. En dan is daar in hierdie komende week ook 'n kans vir 'n bietjie donderstorms verder weswaarts. En ons het ook 'n lekker landbousake wat voor lê. Wel, weer reën. Ek is bly oor die reën, maar joh, reën al baie deesdae. Wel, ons begin soos gewoonlik met Annika. Jou lewe lank bestudeer jy die weer, die grond, mense en vooruitgang. Alles dui op een ding. Sonder mekaar kan ons nie. Dit is 'n heerlike vars oggend en ons verwag nog reën en donderstorms vir die res van hierdie naweek. Kom ons kyk na jou weervoorspelling vir Saterdag. So ons sien 'n band van reënbuie en donderstorms hier oor die sentrale en oostelike deel van Suid-Afrika. Ook 'n kans vir 'n klein bietjie reën in die suidweste van die land en dit is soos wat 'n swak koue front verby die Wes-Kaap skuif. Dan verwag ons vannag dat dit steeds reënerig kan wees hier in dele van Noordwes, ook Gauteng, Mpumalanga en KwaZulu-Natal. En dan môreoggend ook 'n kans vir reën hier in die Oeverberg wat dan versprei na die tuinroete deur die loop van die oggend. Teen môre middag verwag ons dan ons donderbuie hier in die ooste van Suid-Afrika al rondom Gauteng en dan ook 'n kans vir reën en later ook donderstorms in KwaZulu-Natal en ook hier in die ooste van die Oos-Kaap met die reën soos ek genoem het wat deur die loop van die oggend dan ook dele van die tuinroete sal bereik. Wat die temperature betref, is dit dan 'n bietjie koeler hierdie naweek omdat ons soveel wolke verwag. 26 in Pretoria, 23 in Johannesburg met 'n 80% kans vir donderstorms in en om Gauteng en dan vir Sondag steeds 'n kans vir donderbuie, nou 'n 60% kans vir donderbuie met 'n temperatuur van 26 in Potchefstroom en 27 in Mahikeng. Vir die Vrystaat ook stormweer hierdie naweek veral in die ooste van die provinsie, 24 in Bethlehem en dan 'n 80% kans vir donderbuie hier op die hoogliggende dele van KwaZulu-Natal vir Saterdag en vir Sondag sien ons nou ook 'n beter kans vir reën wat langs die kus kan voorkom met 'n temperatuur van 24 in Durban. Enkele donderbuie kan voorkom rondom Craddock en Queenstown hier in die Oos-Kaap en dan is daar ook 'n kans vir reën om voor te kom Sondag langs die kus met 'n temperatuur dan van 24 in Oos-London.
En dan verwag ons in die Wes-Kaap daardie ligte reën wat kan voorkom hier langs die Suidweskus en dit is as gevolg van 'n swak somerskoue front wat se sterk net hier oor die provinsie beweeg. Ons verwag dan môre dat die reën van die Oeverberg daar na die tuinroete kan versprei met 25 as 'n maksimum in George. En dan hierdie naweek ook enkele donderstorms rondom Kimberley vir Saterdag en dan sien ons Sondag is dit warmer rondom Appington met 36 en nou 'n skraal kans vir enkele donderbuie rondom Windhoek en Kimberley. Die nuwe week begin steeds met 'n kans vir reën en donderbuie hier oor dele van Noordwes, Gauteng en Mpumalanga, al langs die oostelike plateaurand en ook in die ooste van die Vrystaat. En dan verwag ons maandagnag dat mistigheid sal inbeweeg langs ons Weskus en die kus van Namibië en dan teen Dinsdagmiddag is daar nou ook 'n kans vir donderstorms op die hoogliggende dele van die Kaapprovinsies. Daar is steeds heelwat wolke in en om Gauteng en daar ook 'n 30% kans vir reënbuie wat kan voorkom. Die temperature sal draai hier rondom 17 grade Celsius maandagoggend op die Hoëveld en dan maandagmiddag is dit matig in die ooste van Suid-Afrika, maar warm hier in die weste met 36 in Appington. Dinsdagoggend sien ons ook alreeds dat dit taamlik warm is hier waar ons die geelkleurskakering sien met minimum temperature bo 20 grade Celsius en dan die maksimums wat daar weer eens gaan draai in die middel 30s, maar 'n lieflike 26 vir Pretoria. Kom ons kyk na die wind. Matigheid voor oë sien ons wat die windvoorspelling betref vir Saterdag en dan verwag ons wel dat die wind 'n bietjie gaan opsteek Sondag hier oor die suidelike binneland met 'n matige noordoostewind langs die kus van die Oos-Kaap en 'n matige suidoostewind in Kaapstad. Dis jou weervoorspelling vir die volgende paar dae. Woensdag sit ek weer 'n opdatering op ons sosiale media blaaie soos altyd. Vandag in landbou sake kyk ons na mikrokruie net hierna. Bestudeer jy die weer, die grond, mense en vooruitgang. Alles dui op een ding. Sonder mekaar kan ons nie. Microthanks is oorspronklik net 'n microgreens besigheid waar ons begin het, ek en sy het saam begin in 2002. Maar ons saam begin het met die microgreens en ons het eerstes net die microgreens gehad en ons het toe versprei na ander areas in Suid-Afrika toe waar ons nou 42 plase het reg oor die land en ons het 'n manufacturing plant of 'n fabriek waar ons dan produkte maak met die microgreens. So dit het ons 3 jaar gevat om tot op hierdie plek te kom, maar ons groei seker al vir oor die 10 jaar wat ons microgreens groei net vir onsself en vir vriende en familie en stadig maar seker het dit opgebou tot waar ons nou is met die menigte plase reg oor die land. So Rick and I were always interested in growing our own herbs, utilizing what we can from the garden. And then we decided to start growing microgreens. You can control the environment. It's grown indoors. And watching them grow just inspired this passion of sustainable farming, urban farming, having control over growing your food, getting in your nutrients. Ja, met microgreens kan jy dit binne huis doen of jy kan dit in enige toevertrek doen. So die goeie ding daarvan is jy kan die klimaat beheer van jou spasie en jy kan ook vertikaal groei. So jy kan baie meer microgreens in 'n baie kleiner area groei. Jou turnaround time vir microgreens is 7 tot 14 dae. So jy het 'n baie vinnige 'n tydperk wat jy dit kan groei en uitstuur na kliënte so baie vinniger geld inbring. So microgreens are unique because compared to a fully grown vegetable. So for example, broccoli, a broccoli head compared to microgreens is 40 times more nutrient than a fully grown broccoli. It's also very difficult to eat a whole broccoli head, but you can have a teaspoon of broccoli powder, broccoli microgreens powder, and get the same amount of nutrient. So it also makes it convenient for consumption because you can literally put a teaspoon in a smoothie or a soup and you know that you're getting your nutrients in. Ja, en ek dink microgreens was altyd gesien as net 'n garnish op 'n bord. So as jy by 'n fancy restaurant gaan eet, dan kry jy jou steak met jou klein blaartjies op en dan krap jy die blaartjies af en eet jy die steak. Waar dit nou 'n baie groter
produk is in terme van health en jou gesondheidsprodukte wat ons maak en om dit baie meer met dit te doen soos cosmetics, hondekosse, katkosse, as voere, daai tipe van goed. So daar's 'n groot klomp goed wat jy kan doen met die microgreens waar dit voorheen net as 'n garnish gebruik was. En hier is sy, die pragtige, stelvolle Marley van der Merwe of Dr. Ella, baie welkom weer. Ek is mal oor jou hare. Dankie, ek love dit ook. Ek voel soos 'n nuwe mens. Maar jy lyk soos 'n nuwe mens, want jy nou die dag nog lang hare gehad. Ek het jou hier iewers in die gange gesien en toe ek weer my oë uitvee, toe het jy hierdie kort kapsel. Is dit iets wat jy maklik doen om so van voorkoms te verander? Ja, ek dink dis seker miskien een van die redes hoekom ek acting ook gaan doen het, is dis vir my lekker om weet gereelde gedaante verwisseling te ondergaan en verskillende karakters te speel en myself in hulle skoene te sit. So om dit met my hare te doen is vir my baie lekker. Maar jy is nie bang vir dramatiese transformasies nie. Want 'n paar jaar gelede het jy omtrent soos 'n superatleet gelyk vir een van die flieks se dis 'n ander mens. Ander mens wat jy gedoen het. Dit was net spiere waar jy gekyk het. Ja, so is dit iets wat is jy doen maar wat die rol van jou verwag. Ja, ek net jou toewyding en jou dissipline. Ja, dit is vir my baie opwindend om te gaan oor vir die volgende 6 of 8 maande of 8 weke moet ek myself heeltemal verloor in hierdie karakter en ek sal altyd alles doen wat ek kan doen dat wanneer ek op stel stap dat ek myself glo dat dit is wie ek is en dit myself so in hulle skoene te sit. So is vir my belangrik. En wanneer het hierdie belangstelling in die vermaaklikheidsbedryf begin? Ek weet daai Palleborwa, jy praat baie oor die stofstrate en oor jou kaalvoet daar, maar hoe in daai omgewing het die lig aangegaan dat jy eendag op die verhoog wil wees? Ek kan dit amper nie eens pinpoint nie. Ek weet net van kleins af het my ma 'n probleem gehad dat ek op die verhoog gaan terwyl iemand anders besig is om te perform of net van kleins af die hoogtepunt van kleuterskool was my konserte aan die einde van die jaar. My eerste Barbie was 'n ballroom Barbie. Dit was net altyd, ek wou dit net altyd doen, is 'n given gewees. En gelukkig het ek ouers gehad wat dit raak gesien het en my aan baie goed blootgestel het. Ek wil jou vra daaroor want hulle was nie aanvanklik so geneem met die idee dat jy 'n aktrise sou word nie. Wat sê hulle vandag? Want ons praat nou van 'n paar Naledi toekennings en SAFTA toekennings later. Wat sê hulle vandag oor hulle dogter? Ek dink hulle worry maar nog steeds. Ek dink regtig my ouers het met die beste bedoelings vir my as dogtertjie, alle dogtertjies ballet, almal doen klavier, jy weet dis hulle ding. So hulle het half gedink laat ons weet daai tipe goed aan blootstel, maar op 'n stadium gaan sy 'n regte karier kies. En ek dink hulle worry maar altyd oor dit, maar ek dink daarom hulle het ook oor die jare gesien dat as ek nie in die performing wêreld is nie, is daar soos 'n lig wat afgaan in my, iets wat dof word en dit gee my regtig lewe en ek glo ek is gemaak daarvoor en hulle het dit daarom ook al besef. Ja. Daai eerste groot rol van wat beskou jy as jou eerste groot rol? Ek het nou aan 'n paar goed dink soos Liefling en die CP optredes of verskynings wat jy al gehad het. Maar wat was vir jou die groot rol wat jy gevoel het nou is ek in die vermaaklikheidsbedryf? Ek voel nog steeds elke dag, what am I doing? So ek dink nie vir my is om te sê nou het ek dit gemaak of nou is ek in die bedryf is 'n relevante idee vir my nie. Maar ek kan sê dat dis baie weird, maar High School Musical. Nee. Toe ek Sharpay Evans gespeel het, daai feeks wat snaaks was, wat moes comedy timing hê en baie hoog sing en so, voel ek het regtig die pad vorentoe oopgemaak vir goed soos Liefling, want Liefling was baie dieselfde as dit, die rol wat ek daarin gespeel het, en ek voel Liefling het my loopbaan handomkeer verander. Ja. Toe ek van stage af film toe gaan en Paul Creer my daai kans gee. Ons gaan nou verder gesels oor jou ander huis, die Sepies, maar ons gaan gou net inloer by Corlie. Die Boschendal Cabernet Sauvignon 2021 is 'n volronde rooiwyn uit die Stellenbosch omgewing, ideaal vir wynliefhebbers. Dit word beter met ouderdom en smaak heerlik saam met ryk rooivleisgeregte.
Nou ek spring weg en vertel jou eers van die groente wat ek vandag op die bord sit, want my vleis is reeds in die oond. Ons oondtyd is so redelik bietjie langer in hierdie spesifieke resep. Nou ek wys julle wel later die maklike stappe en verduidelik saam met 'n paar foto's hoe om dit presies te doen. Nou jy het geen chefgraad nodig vir die groente nie. Dis gladde kapok aartappels en mielie ribbetjies. 'n Gewone mielie wat opgesny is. Nou jy koop dit reeds gesny of jy kan dit self sny asseblief. Wees tog net versigtig met daai mes want dit is maar 'n tricky situasie. Nou vir die aartappels, jy gebruik 'n goeie kwaliteit aartappels en kyk maar op die sakkie staan daar gewoonlik dit is vir sê nou maar mash of wat jy dit moet platdruk. Dit kook net soveel beter. Dan het ek dit sag gekook in water in die pot en ek het nou net so klein bietjie roomie bygesit net om die hitte weer op te kry en dan al wat nou hier ingaan is 'n bietjie botter, bietjie baie. En dan het ek hierso maar 'n mengsel van room en melkie in net om dit lekker te maak. En dit gooi jy dan nou in en dan so klein bietjie sout. En wat ek gewoonlik doen is ek druk dit nou eers bietjie fyn met die ek weet nie, aartappel masher mash. Ek het nog nooit regtig 'n mooier woord vir mash in Afrikaans gekry nie. Aartappelmoes, maar dit klink ook nie heeltemal reg vir my nie. Ek druk dit bietjie fyn en ek gebruik oor my verpulper net om dit lekker daai puree aartappel te kry. Nou dan as dit kom by die mielies, het ek dan nou my mielies en soos ek jou gesê het, ek het dit klaar gesny gekoop. Dan vat ek 'n Ziploc sakkie en dan het ek hier 'n mengsel van speserye van paprika, bietjie chili spesery, ek het knoffelsout en dan te kook 'n eie sout met gewone sout. Dan meng jy nou daai speserye en dan sit jy jou mielies in die Ziploc sakkie. En dan gooi jy hom so net so klein bietjie met olie. Ek gebruik sommer hierdie spuit een, dit mors minder. En dan kan jy hom nou lekker skit. En dan gaan hy nou oond toe, seker vir so 20 minute op 180 grade en dan rooster jy dit. En dan is jou mielie ribbetjies klaar. Nou as ek terug is, haal ek die lamsvleis uit die oond en gesels oor die proses en die metode daarvan. En ek beloof, net soos julle my ken, is die stappe maklik en eenvoudig. En die voorbereiding neem net 'n paar minute. Nou is dit eers terug na Charlene en Marlie. Ons gas is Marlie van der Merwe en sy lyk dalk baie stylvol en prim, maar sy is 'n groot grapjie as ek dit nou agtergekom. Marlie, ons het nou gepraat oor musiek, blyspele in teater en flieks waarna jy gespeel het, maar jy sê sepies is jou huis. Hoekom? Ek geniet dit, ek dink vir die lewensfase waar ek is, waar ek 2 jong kinders het en die geskenk om te kan opstaan in die oggend saam met hulle baie te soen vir skool en werk toe te kan kom en dit is vir my om die draai en te weet ek is 'n paar minute weg van hulle, sou hulle my nodig hê. En ook die feit dat ek naweke af het. Ja, sulke goed is vir my wonderlik. Familietyd is vir jou belangrik, nee? Baie belangrik. Ja. En dan ek hou van 'n sepie vir baie redes. Dit is vir my baie uitdagend elke dag. Dit is elke dag kan jy aan jou skill werk. Ek voel akteurs kan kies, gaan jy net onder die radar gaan en deur die dag kom of gaan jy kyk of jy elke dag beter kan raak en jy kry elke dag 'n nuwe kans. Iemand het op Facebook gevra, sê Marlie moet vir ons vertel hoe lyk 'n tipiese dag, maar ek weet, is daar 'n ding soos 'n tipiese dag vir 'n ma? Ek dink nie daar's regtig 'n tipiese dag nie, maar daar is die tipiese goed wat elke dag gebeur. En dit is dat jou kind vir jou 5 minute voor skool sê daar's 'n taak wat hulle moes gedoen het of sulke goed. Dink baie bekend. Ja. Maar ja, ek dink elke dag is anders en dis wat dit so 'n bietjie challenging maak, maar dis definitief beter in hierdie wêreld as om te gaan films doen of series en so. En die tipiese ding is om elke dag my kinders te mis terwyl ek hier buite sit voor ek ingaan en myself te forceer om dit alles daar buite in die green room te los en in te gaan en iets of iemand anders te word. En ja, maar uit te kom en te spaak en sê, papa, ek gaan nie betyds wees nie, jy moet 'n plan maak, jy moet hulle optel of wat ook al. Ja. Dis maar deel van die lewe.
Jy is baie openlik oor jou geloof en hoe sterk jou geloofsoortuigings is. Was daar al 'n oomblik vir jou in hierdie vermaaklikheidsbedryf waar 'n rol of iets wat jy moes doen vir 'n rol gebots het met daai oortuigings? Daar's rolle wat ek al nie aanvaar het nie, oor dat ek voel hierdie is vir my 'n no-go. Ek wil nie so intoe gaan nie. Ek voel wel dis baie belangrik. Ek is nie ongemaklik met donker karakters speel nie. Ek is nie ongemaklik om dit ordentlik te doen en met oorgawe nie. En my rede daarvoor is, ek meen selfs in die Bybel word daar oor die duiwel gepraat en dit word nie uitgeblank nie. We have to talk about the darkness en ek kan nie 'n rol gaan speel en myself edit en minder wees as wat hulle van die karakters soek nie. Dit is vir my so vrymakend om so intoe te gaan en hopelik iets te kan portray. Met integriteit na ja, met integriteit oor te bring. Laaste vraag, wie die kinders nou al mamma is famous, want ek weet op 'n stadium wou jy glad nie hê dat hulle moet televisie kyk nie. Ag ja, hulle weet hulle mos op TV. Ek dink nie hulle verstaan fame nie en ek dink omdat hulle so saam met dit groot word, is dit so okay, wel ek meen weet iemand anders op 'n werk in 'n apteek of so aan die einde van die dag moet jy nog steeds kom optel of jy moet kos maak en jy bly maar net 'n ma. Jy bly maar net 'n ma. Ja. Ek het heerlik met jou gekuier. Leon en Dawie gaan ook later 'n beer kry. Marley gesels met Leon soos ek gesê het, maar nou is die eers tyd vir Sake Fokus. Hi, ek is André Pollard. En as dit by besigheidslenings kom, kies ek vir Pollen Finance in my span. Dis tyd vir die Sake Fokus en ons kyk na besighede wat by Propak Africa 2025 te sien sal wees. Ons begin met Specialized Exhibitions. Hulle is 'n afdeling van Montgomery Group wat die gesogte jaarlikse skou reël. Goeiemôre dames. Môre. Sonja van Rooyen en Charlene Jefer. Sonja, ek begin met jou. Wat is die hooftemas en innoverings wat by Propak Africa hierdie jaar te sien sal wees en hoe bevorder dit vooruitgang en natuurlik hoe bespreek dit uitdagings in die bedryf aan? Wel, Propak Africa is die vooraanstaande handelskou in die plastiek, verpakking, food processing en etikering industrie. Met meer as 500 uitstallers gaan hulle alles daar wys van nuwe masjinerie, nuwe innoverings, die hele lot in die plastiese industrie. Ja. Nee, dit klink baie interessant. Nou, hoe vergelyk Charlene Propak Africa 2025 met die skou wat in 2022 was en as dit nou natuurlik kom by grootte en deelname van uitstallers, is daar nuwe geleenthede vir besoekers en dis meer? Natuurlik, ons kom kuier gewoonlik by julle om vir julle te vertel dat ons skoue is beter en groter en hierdie jaar is natuurlik nie 'n uitsondering nie. 2025 is dubbel so groot as 2022. Ons het oor die 500 uitstallers wat 15,000 vierkante meter span, 3 sale, 'n buitearea en al daai maatskappye, daai 500 het nuwe produkte, nuwe inligting. So ek stel voor jy bring jou takkies as jy kom kuier. Dit klink vir my of dit aan die orde van die dag gaan wees. Sonja, wat se nuwe innoverings, nuwe tegnologie, is daar nuwe ervarings wat besoekers kan verwag hierdie jaar by Propak Africa 2? Definitief vir julle paar nuwe ervarings. Ons het ons tema daar, alles van sustainability, vroue in verpakking, natuurlik ons local is lekker daggie. Dit klink lekker. En dan het ons ook 'n WhatsApp concierge waar sodra jy by die hekke inloop, dan kry jy 'n WhatsApp. En die app gaan jou basies die hele dag ingelig hou oor wat gebeur by die skou. Nog 'n dingetjie is ons business matchmaking. Jy kan 'n afspraak maak, jou dagie rondom dit beplan en en jy word daar gaan jy. Ja, nee, dit klink vir my innoverend en maar is daar nuwe geleenthede hierdie jaar by Propak Africa waar besoekers miskien kan deelneem, dinge waar hulle kan leer, dalk 'n seminar of 'n konferensie of dis meer? Ja, natuurlik. Kyk, my standpunt is altyd waar jy die meeste leer is by daai 500 uitstallers. Hulle het nuwe produkte, so maak seker jy gaan leer daar. Maar ons het ook 2 seminarteaters met oor die 50 sprekers waar mense kan kom leer en ook 'n Future National Packaging konferensie waar hulle wêreldwye probleme in die verpakkingsindustrie gaan bespreek. Kan jy dan bespreek vir hierdie seminare konferensies vooraf of hoe werk dit? Die seminare is gratis. Hulle kan letterlik net daar inval sodra hulle wil. Hulle kan op hulle WhatsApp concierge service kyk wat gebeur en net daar inval. Die konferensies is natuurlik vooraf bespreek en betaalbaar. Sonja, belangrik, waar kan kykers meer inligting hieroor kry? Hoe bespreek hulle hiervoor en dis meer? Jy kan gaan na Propak Africa. Dat is jou raadsery.
Gaan registreer jou kaartjie, dis verniet. Dis van 11 tot 14 Maart by Johannesburg Expo Center. Ons sien julle daar. Nee, ek dink hulle gaan kan ons maar die kinders ook bring. Is al goedjies vir hulle. Dis altyd mos die probleem. Ongelukkig nie, want partykeer is daai masjinerie dalk 'n bietjie gevaarlik. So los maar die kinders hierdie keer by die huis. Hierdie keer los is op die huis, maar ek is seker ons kykers gaan stroom soontoe. Baie dankie dat julle weer draai kom maak. Dit is altyd lekker om julle hier te hê. Dankie baie dankie. Ons kyk nou wat mense by ProPack Africa kan verwag en 'n paar uitstallers vir daar te sien sal wees en daarna gesels Dawie oor die drukbedryf in Suid-Afrika. Ishida began manufacturing weighing scales in 1893 in Kyoto, Japan. Today, they provide industry-leading multi-head weighing machines for food production lines. You can access unbeatable speed, accuracy and efficiency whilst maintaining the highest levels of quality and reliability. Clients can choose from the widest available range of weighing solutions to suit their specific applications. Create full-line solutions with both upstream and downstream equipment, including in-feed systems, packaging machines, and quality control equipment. When you become Ishida's customer, you become their valued partner. You get access to their global support network whenever you need them, and they will work with you to find the perfect solutions for your weighing challenges. Ishida, whether you're seeking an entry-level solution or want to push the boundaries of weighing capabilities, there is an Ishida multi-head weigher that matches your requirements without compromise. Irima Africa se kernbesigheid is die vervaardiging en opknapping van sluitonderdele vir plastiekomskakeling masjinerie en tegniese bystand. Hulle het verder gediversifiseer om 'n volledig omvattende reeks aanlegte, masjinerie en verwante toerusting vir die vermindering en herwinning van plastiekafval, sowel as tradisionele ekstraksiemasjiene te inkorporeer. Irima is ten volle toegerus om vate en skroewe van so klein as 20 mm deursnee tot 220 mm deursnee en 7000 mm lank te vervaardig. Hulle skroefsnymasjien is die enigste in sy soort in Suider-Afrika, wat hulle in die unieke posisie plaas om die mees komplekse ontwerpskroewe vinnig en akkuraat te kan sny. Hulle magdom interne kennis en ervaring en affiliasie met Irima Austria, die leiers in die nuutste tegnologie en plastiekherwinning in Europa, maak Irima Africa 'n krag om mee rekening te hou. Irima Africa, met 'n omvangryke plaaslike kliëntebasis, insluitend die Sub-Sahara streek en verbintenis met die grootste rolspelers in alle sfere van die plastiekherwinningsbedryf, het hulle ook gevestigde kliënte regoor Suider-Afrika en in Europa. The Gap is ook 'n vennoot van ProPack met Gap Print Expo by ProPack Africa en vandag, jy's aan baie pees daai. En vandag vind ek meer uit oor die rol van die drukbedryf wanneer dit by verpakking kom en ek gesels met Vikesh Roopchand, direkteur van The Gap. Môre Danny, hoe kan dit? Fantasties, baie dankie. Wonderlik. Danny, asseblief kan ons Engels praat, my Afrikaans is nie te goed nie. My Engels is nie te goed nie, but let's give it a go. We can try. Let's see how we're going to do it. We will work together. Right, let's start off. What is The Gap? The Gap is an acronym. It's graphics, advertising, print and packaging. We're a media that covers this sector. So everything to do with printing, packaging, graphics, large format, signage, it's what we cover. So based in Southern Africa, we have offices in East Africa, in Kenya, we have offices in Nigeria, West Africa as well. Oh, okay. So we're the largest media of this type on the African continent. And we literally speak about any image on a substrate is what we cover. But you know, when I think about the modern economy, what's happening in life today, it's digital. Everything is digital. There's not much. The print is dead. Yeah, I hear that all the time, and it comes from the digital people. So, the answer is no.
print is far from dead. Let's be honest, if you, in the morning, you want to have your box of cornflakes, you want to know what's in it. And in order to do that, you've got to have it printed. Yeah. Whatever cereal it is, anything that you eat, anything that you buy. If you walk around the shop front, so you look at all the aisles, everything is printed. Marketing needs print. Print is the gap between, pardon the pun, the gap between the consumer and the brand. The bigger the population grows in this world, the more people need to buy. The more you need to buy, the more you would need to produce packaging and what have you. But not just packaging. I mean, if you look at commercial print, personally, I love reading, and I think reading is food for your mind. Yes. But sitting with a beautiful book, Davi, and that's a weird thing. Books made a comeback. Yeah, but it's a food for your soul, Danny. Yeah. And you're paging through that. What are some of the most recent trends in that industry? Look, quite a lot. I think the one positive is this industry has become very solutions focused. Gone are the days where it's the image substrate print through your machines. I think now the question is, how can we as a print industry help you as the brand owner or the client or the marketer? How can we best give you solutions to engage with your audience? How do we make your printing look good? How do we make your packaging look good? Point of sale is important. At the end of the day, the consumer is bombarded with news everywhere. You know, you've got it on your phone, on your computer. But at the end of the day, you're walking through a shop front, you want to see something, and the packaging is what actually makes you buy. You're referring to prints and make things look better and all that. So is there still something like art in print? Danny, there's always been art in print, and there always would be, like everything else. If you think about it, whenever we manufacture anything, there's good quality and bad. In everything, in every facet of our life. The print is no different. And art is definitely there. If you think about it, we have the GAP Awards that happens every 2 years. Danny, we had over 1,000 entries submitted to that. We had over 1,000 people attend that function. The industry is very focused on quality and art. Tell me about this GAP Print Expo. GAP Print Expo happens every 3 years. It's co-located with ProPack. So ProPack is in Hall 6. Hall 7 is the GAP Print Expo. It's part of the value chain. So and it's for everybody to go? It's absolutely everybody. I mean, if you're a brand owner, this is something that you could go in, learn, understand. If you're a printer, there's new technologies that you can look at. You can, I think any consumer would want to know, where this industry is going. But as long as you're going to be there, because you are obviously very excited about your industry. Look, I will definitely be there. I have no idea what value else we can offer, because it's really not us that's the star, it's the exhibitors and the visitors that's going to be the most important on the day. Vikesh Roopchand, directeur van The Gap. Dankie dat jy by ons draai kom maak. Baie dankie. Alright, ons kyk nou na nog uitstallers by die ProPack Africa, wie daar gaan wees, en daarna is dit Charlene met baie belangrike nuus. Vilcraft is a South African enterprise engaged in the production of packaging and processing equipment. Their focus lies in the adept handling of project management, manufacturing, installation, commissioning, training and maintenance pertaining to both individual machines and comprehensive production lines. Their core philosophy centers around the concept of well-considered, extensively researched and meticulously engineered solutions. Leveraging their accumulated experience, vast knowledge and unyielding commitment, they strive to fabricate machinery that not only meets but surpasses industrial standards. Boasting a collective experience of over a century within the packaging industry, they instill confidence in the caliber of both their equipment and the accompanying service you will receive. Vilcraft, they exist to create a competitive advantage for their clients to help them grow. Mulinar is a leading manufacturer and supplier of cutting-edge machinery and solutions for the food and beverage processing and packaging industries. With a strong reputation built on decades of expertise and innovation, they deliver equipment designed to enhance operational efficiency, product quality and sustainability. The core of their expertise is the manufacturing of thermal processing equipment, including retorts and tunnel pasteurizers, vital for ensuring food safety and extending product shelf life, especially in the production of canned, bottled and packaged products. Designed for precision and reliability, their solutions are energy efficient, robust and flexible to meet unique client requirements. They also excel in manufacturing material handling machinery. The range includes conventional and robotic depalletizers and palletizers, streamlining movement of goods within production lines. The systems are engineered to optimize workflow, reduce downtime and adapt seamlessly to evolving production demands. With a focus on building long-lasting partnerships, Mulinar is proud to be a trusted name in food and beverage processing.
Progetto International is 'n betroubare vennoot in outomatisering, verpakking en materiaalhanteringsoplossings. Hulle vervaardig en verskaf masjinerie vir die verpakking, etikettering en vulbedrywe en sal die beste oplossing en toerusting teen 'n mededingende prys aan kliënte verskaf. Hulle spesialiseer in die lewering van pasgemaakte dienste en toerusting, van kleinskaalse projekte tot volledige oplossings. Hulle kundige span ontwerp, ontwikkel en implementeer die nuutste outomatisering en beheerstelsels wat naatlose integrasie en doeltreffendheid verseker. Progetto is daartoe verbind om van konsep tot voltooiing aan kliënte se behoeftes te voldoen en bied voor tot agter projekbestuur, betydse aflewering en toegewyde naverkope ondersteuning. Hulle bly voor mededingers in die mark deur voortdurend masjinerie te verbeter en spesifiek te ontwikkel om die kliënt se behoeftes en verwagtinge in die huidige mark na te kom. Dit verg 'n aansienlike hoeveelheid investering in produkontwikkeling. Progetto, die voorkeurvervaardiger en verskaffer in die verpakking en outomatiseringsbedryf. Vanaf Saterdag 5 April het Ontbytsake kykers toegang tot 'n verskeidenheid spesiale aanbiedinge op ons nuwe sakewinkel. Ons skop af met R20.000 se gratis Fly Safair vliegbewyse, maar jy sal eers moet registreer om in aanmerking te kom. Dus gaan registreer nou voor 5 April op ons webblad se sakewinkel om jouself 'n kans te gee. Oor na Dawie met ekonomiese sake. Op die Ontbytsake webblad kan jy uittreksels van ons verskillende segmente kry, soos nuussake, landbousake, smulsake, kultuursake, vrouesake en baie meer. Jong, ek kan vir julle sê ek geniet die laaste klompie dae en die volgende klompie dae. Dit gaan natuurlik alles oor hierdie begroting of die nie begroting en daar's al die gerugte en kort daar kabinetsvergaderings dan lekker goeders uit en dan hoor mense hulle bespreek dit en bespreek dat. Hier's 'n paar goeders wat ek met julle wil deel wat onder andere bespreek is in die kabinetsvergaderings. Daar's blykbaar nou volgende week weer 'n keer kabinetsvergaderings. Ek sien nou by Pieter hoor. Een daarvan is, moet ons belastings verhoog of moet ons meer geld gee vir die ontvanger, vir SARS, sodat hulle meer effektief belastings kan invorder? En ek gaan nou by die belastingverhogings kom, maar meeste mense sê, kos gee hulle meer geld dat hulle beter effektief kan belastings invorder. Ek is nie so seker ek stem daarmee saam nie. En die rede hoekom ek so sê, dink nou maar net daaraan, as iemand ernstig belasting ontduik, ek sê dit nou nie mense moet belasting ontduik, maar as iemand ernstig belasting ontduik en hy word nou gevang, nou ek persoonlik, gaan ek nou voordeel daai trek of nadeel daai trek as iemand anders nou gevang word omdat hy belasting ontduik. En die ding is ek gaan nadeel daai trek. En die rede hoekom is want daai persoon wat nie belasting betaal in die staat nie, hy is baie meer effektief met sy geld as wat die staat ooit kan wees. So ek probeer nou nie sê belastingontduiking is 'n goeie ding nie, maar die realiteit is die staat is net te groot en hulle vat te veel geld by die produktiewe sektor weg en hulle gee dit vir die onproduktiewe sektor. So ek is so seker ek stem saam daarmee dat SARS meer magte moet kry om meer geld in te vorder nie. Nog 'n ding is, nog 'n voorstel wat gemaak word is dat ons met 'n sogenaamde kapitaalbelasting kry in Suid-Afrika. Ons het 'n klomp kapitaalbelastings daar reeds. Oordragbelasting, kapitaalwinsbelasting en 'n horde ander goeder. Dis 'n dom idee en is baie moeilik, is baie onprakties om dit te implementeer. Dit kan nie gewerk word. En in elk geval is die belastingbasis heeltemal te smal. Dan is daar 'n voorstel dat ons gaan geld dat die staat se bydrae tot die staatsdienspensioenfonds byvoorbeeld dat dit nou vir 'n jaar nie gaan doen nie. Dis ook 'n dom idee, want dit beteken eintlik maar net jy gaan skuld aan of jy stel jou uitgawes uit na die toekoms toe wat presies dieselfde is as ekstra skuld. Dit is ook 'n dom idee. Die enigste oplossing. Die politici moet minder geld uitgee. En daar's baie plekke waar ons kan minder geld uitgee. Moenie nog inkomste gaan probeer soek nie. Gee minder geld uit. Die staat is te groot, hulle is te oneffektief, hulle is te korrup. Ons kan dit nie meer bekostig nie. Nou oor na nuus sake saam met Pieter de Tooy. Pieter de Tooy, dit is so lekker om jou te gesels. Ek meen ek is so mal oor hierdie tyd. Weet jy sien hierdie ouens soos klomp katte op warmplate rond trippel nie waar nie. Nee, dit is fascinerend om dop te hou en wat vir my so interessant is om te sien hoe hier 'n ideologiese konflik binne die
binne die kabinet is. Jy weet, so die begroting is veronderstel om in 'n paar weke weer ter tafel gelê te word in die parlement en die nasionale vergadering, maar hier is elke dag vergaderings van hierdie subkomitee van die kabinet wat moet hierdie verskille oorbrug en wat besig is om te gebeur. Jy weet, daar's 'n filosofie binne die ANC komponent van die kabinet wat al vir 30 jaar vasgemessel is in hoe die kabinet funksioneer en hoe die begroting saamgestel is oor hoe die staat sy geld inkry en hoe hy dit bestee. En die DA het sy idees oor dit is lynreg teenoor die ANC's en so jy het 'n botsing van ideologie, van idees, van filosofie wat besig is om hom uit te speel in die kabinet en dit is belangrik want dit gaan oor die besteding van die belastingbetalers se geld. En ek het nou al baie keer gesê begroting is eintlik die hart van 'n demokrasie. Maar weet jy 'n belangrike ding vir my nou, afgesien van die ideologiese verskille van die onderskeie partye in die regering, wat belangrik is hierso, die ANC tot nou toe was daar 'n onderskeid gewees tussen die inkomste en die uitgawes. Hulle gedink jy kan net spandeer. Jy kan net spandeer, dit maak nie saak wat jou inkomste is. Ja, elke jaar met die begroting, jy weet, en ek dink die laaste ordentlike begrotingsrede wat ek gesien het was Trevor Manuel wat seker 15 jaar gelede was. Kom die minister van Finansies parlement toe nadat jy weet die ANC eintlik maar die begroting saamgestel het en gesê het ons gaan nou dis waar ons nou meer inkomste gaan kry. Ons gaan groter belastings hê hierso, ons gaan BTW opstoot. Die DA sê vir hulle ouens, maar ons kan dit nie meer doen nie. Ons kan nie daar's nie werklik nuwe bronne van inkomste vir die regering nie. Ons kan mense nie meer belas nie. Ons is oorbelas en jy weet dit baie goed. So wat moet gedoen word? Ek wil jy's heeltemal reg in jou praatjie nou net oor ons moet minder bestee. Ons moet minder bestee. Maar ons het 'n doeltreffende staat ook nodig. En wat die DA voorstel is, kyk na al die programme of die lyn-items in die begroting en besluit wat is nie nodig nie. En die rede hoekom die ANC dit nie wil doen nie, baie van daai lyn-items in die begroting, weet 'n subprogram by die departement van binnelandse sake of een of ander uitreik aksie van hierdie departement. Weet dit is vir kripvreters. Dis sodat weet die ANC se kaders van ons belastinggeld kan eet en steel. Dis hoekom hulle dit nie wil doen nie. Ons het 'n doeltreffende staat nodig, maar die ANC is huiwerig om daai hersiening te doen en dit moet gedoen word. Weet jy iets wat ek nou nogal oplet? Nou, sê my, dis iets hoe dit vir my lyk aan die gebeur is dat dit lyk my so half of die ANC se planne besig is om te verkrummel. Of hulle het nie meer 'n plan nie. Jy weet en ek kyk na Enoch Godongwana en jy weet hy's die beste wat die ANC het, maar ek dink ongelukkig nie die finansiesminister wat ons nodig het nie. Dit is nie hulle het nie meer idees nie. Hulle het nie meer idees om die ekonomie in die gang te kry nie. Wat nie hulle job is nie, maar hulle het nie meer idees om omgewing te skep om die ekonomie in die gang te kry nie. Hulle weet nie meer wat om te doen met die groter wordende begrotingsgaping wat ons het nie. So daar is nie meer idees nie en nou moet hulle self kry om na die DA se idees te luister. Dis 'n lang proses om na jou vyand te luister, is 'n lang reis in jou kop, maar hulle het hierdie reis aangepak. Kom ons kyk wat gaan gebeur. Sê my 'n bietjie, dis baie ek het nou van hierdie gerugte wat ek nou hierso hulle bespreek daai en daar's nog 'n klomp ander goeders wat ek nie eers genoem het nie. Wat dink jy is die mees waarskynlike ding? Gaan ons werklik 'n toename in inkomste sien of 'n belastingverhoging dan nou of gaan hulle werklik begin ernstig uitgawes besnoei? Kyk, die dag na die begroting was die voorstel van nasionale tesourie in plaas van 'n 2 persentasiepunt verhoging op BTW wat van 'n 1 persentasiepunt verhoging. Die DA het gesê nee, ons gaan eenvoudig nie ons ekonomie kan dit nie absorbeer nie. Dis nou al af na 0,5%, maar die DA sê nee. So elke dag ontmoet die tegniese komitee weer die politieke hoofde beklei oor, dan word dit oorgegee aan die nasionale tesourie se groep ekonome en tegniese ouens wat daai voorstelle nou wegvat. Die volgende dag ontmoet die tegniese komitee weer en sê okay, tesourie sê wat van hierdie en dan word daar weer beklei daaroor. Maar maak hulle vordering. Hulle maak vordering, Dawie. Dis 'n klein komitee, ek dink daar's 6 of 7 mense op dit ondersteun deur tesourie ouens. So daar is vordering, maar dit is maar 'n bloedbad soms klink dit my in die hare waai in daai gesprekvoering, maar dis belangrik. Ons kan nie aangaan met die tipe ANC ekonomiese plan en begrotingsproses soos wat ons tot op hede ons kan dit nie meer bekostig nie. So fascinerend om te sien hoe dit uitspeel en die fight is nog nie oor nie. Wonderlik om jou te gesels, soos altyd. Ek kan nie wag oor die volgende 2 weke om te sien of ons begroting gaan hê. Wonderlik, maar hulle sê ons gaan versekerde begroting. Hulle sê so, maar hulle het ook in die verlede so gesê. Baie pret hoor, soos ek julle sê, dis waaroor dinge gaan. Dis waaroor die politiek eintlik gaan en dis waaroor demokrasie gaan. Terug na Sake Fokus. Terug by die Sake Fokus en ons kyk nou na nog ondernemings waar die ongelooflike tegnologie van die verpakkingsbedryf jou sal verstom. Alles te sien by Propak Africa. En daarna gesels ek met Armand van Quest Investigation Group, maar hulle is in 'n effe ander bedryf as verpakking.
USS Pactec verskaf en diens verpakkingsmasjiene vir voedsel, drank, kosmetiese, persoonlike sorg en farmaseutiese bedrywe. Kompleet met die toepaslike plaaslike dienste soos masjienintegrasie, outomatisering oplossings, projekbestuur, plaaslike onderdele, instandhouding en naverkope dienste. Hulle voorsien pasgemaakte oplossings wat vir jou unieke vereistes gemaak is. Alles is gekoppel aan professionele projekuitvoering met hoë kwaliteit toerusting en dienste. Hulle word jou vennoot. Wat hulle onderskei is hulle passie vir uitnemendheid, hulle integriteit en hulle hoogs gekwalifiseerde en ervare span met 'n 24 jaar diensrekord. USS Pactec, hulle werk saam met toonaangewende OEMs met kernbevoegdheid in hulle onderskeie velde en nywerhede, tesame met plaaslike ingenieurs en dienshulpbronne. Kortom, 360 grade oplossings en vennootskappe met hulle kliënte. Fiber Circle is Suid-Afrika se voorste produsentverantwoordelike organisasie vir die herwinning van papier en papierverpakking. Hulle volg 'n sirkulêre ekonomiese model waar papierprodukte versamel, herwin en weer in die produksiesiklus ingebring word, wat vermorsing verminder en volhoubaarheid bevorder. As toonaangewende organisasie werk hulle saam met handelsmerke, vervaardigers, afvalversamelaars, munisipaliteite en herwinners om volhoubare afvalbestuurpraktyke te bevorder en te implementeer. Hulle mandaat is om papier en papierverpakkingsafval uitstortingsterreine te hou en hulle poog dus om die proses van herwinbaarheid van sulke produkte binne die vermoëns van die Suid-Afrikaanse industrie te definieer en te toets. Die werk word gedoen met behulp van die gevorderde Kadant Autolab loodsaanleg om ontwerp vir herwinbaarheid te lei. Fiber Circle help besighede om EPR-voldoening te bestuur en te voldoen aan nasionale herwinningsdoelwitte. First, we look at the EOS series as compact and powerful, available in 2 sizes with tear-off or cut options for flexible labeling. The Mach series offers tear-off, dispense, and cut labeling, featuring a centered top loader for seamless operation. The Squix printer is built for high-volume labeling with cut, collect, unwind, rewind, and triggered dispensing capabilities. The Hermes Q ensures precise labeling on various surfaces, using form pad technology for maximum accuracy. From flag labeling to labeling inside objects, these solutions work in both static and dynamic production lines. Advanced blow-on and robotic tamp pad options guarantee flawless application every time. If you are looking to upgrade your processes, contact us or visit us at ProPack from 11th till the 14th March 2025. Ek gesels met Armand Trollope, die besturende direkteur van Quest Investigation Group. Goeiemôre Armand. Môre Leon, hoe gaan dit? Nee, met my gaan dit lekker. Dis lekker met jou te gesels man. Ja. Wie is Quest Investigation Group? Hoe lank bestaan julle? Watse tipe dienste lewer julle in watter industrie? Goed. Ons bestaan al 36 jaar. Quest Investigation Group het 3 maatskappye. En ons is in die ondersoekwêreld. Ons maatskappye bestaan uit natuurlik Quest Investigation Agency, wat nou deel is of die moedermaatskappy wat begin was jare terug. En ons doen koöperatiewe ondersoeke en dit sluit nou in jou bedrog, jou diefstalle, polygraaftoetse, geheime agente op 'n vloer en so voort. En dan sit ons met cheating spouses. Cheating spouses sê presies wat dit is. Ons sit maar met die man en die vrou partykeer. Dis 'n realiteit, Leon. Dit gebeur maar daar buite. En ja, dis nie altyd 'n lekker aangeleentheid nie. Ja. As my kliënte by my instap, maak dan nie saak of die man of die vrou is nie. Dan sit maar vir ons, jy weet, ek vra maar altyd is daar kinders betrokke en so voort. Ja. Want dit is maar moeilik rondom dit. Ja. Ek sal nou 'n bietjie meer daaroor gesels. En dan ons onlangse toevoeging, en jy het gepraat van pakhuise ensovoorts. Ja, vertel ons 'n bietjie, dis logistieke dienste, vertel ons. Pakhuis, logistieke dienste, die maatskappy se naam is Quest Reaction Force and Recovery. So dis meer 'n sekuriteitsaangeleentheid, maar
wat ons daar dan doen vir pakhuise en logistieke maatskappye is ons sal hulle risiko bepaal, ons sal hulle pakkies inskandeer en uitskandeer en dit verminder verliese en dit hou my kliënt se kliënte ook dan gelukkig. Ja. So dis 'n nuwe toevoeging, maar dit werk vir ons en werk vir die industrie en die koöperatiewe ouens al buite wat logistieke en pakhuis. Ja, dis 'n baie belangrike iets. Ja. Dan is daar ook Quest Response and Reaction Force. Ek neem aan dit gaan oor sekuriteit. Dit is oor die sekuriteit, maar dit vorm deel van hierdie validasie skandering wat ons doen vir maatskappye, maar sekuriteit ook vir koöperatiewe maatskappye en dan ook jou tuinhuise en of dan woonareas waar hulle dit benodig. Ja. So dis vir ons 'n nuwe challenge, sal ek sê, maar ons baie lekker. En ons doen dinge bietjie anders, jy weet, ons maak seker die kliënt bly gelukkig. En ons dis vir ons prioriteit om seker te maak, jy weet, ons kliënte is ook veilig. So is julle het beveiliging, julle het sekuriteit en ek wil nou nie namens 'n vriend vra nie, dan het julle nou die cheating spells. Is dit maar daar basies soos privaat speurderdienste wat julle Dis ons privaat speurdienste en dit uit die koöperatiewe wêreld uit wat Quest besef wil ek miskien net eers noem. Daar's ook privaat aangeleenthede soos jy weet jou kinder- en vrouemolestering, ons hanteer sulke sake. Sure. Moordsake. En daar's van ons kliënte wat jy weet gekaap word ensovoorts. So ons kyk na alle ondersoeke, ons help die SAPD. En ons werk nou saam met hulle in die ondersoekspanne en ons maak seker dat ons die saak voluit hanteer tot dit kom by vervolging by howe ensovoorts. Armand, net kortliks, 'n kliënt stap by jou in. Hoe werk daai proses? Goed, of dit nou koöperatief is of privaat, mense sal inkom, kliënte ons kom sien en dis altyd nie vir my 'n lekker aangeleentheid nie, want jy weet op 'n persoonlike noot is dit eerder 'n dood in 'n familie en of dan 'n eggenoot wat bietjie oor die tou trap. En dan sal ons 'n mandaat vat by die kliënt en hulle stel ons dan aan om die werk te doen. So partykeer is dit vir ons lekker, want ons spring ook oor mure ensovoorts en goeters om dinge gedoen te kry. Eerlik. Maar ja, dis baie lekker. Ons love it. Quest Investigation Group, Armand Trollip, dankie dat jy by ons 'n draai kom maak het. Baie dankie Leon, ek waardeer dit. Help die volk help beveilig ook. Ons sal dit ook doen. Dankie Armand. Ons kyk nou na 'n laaste paar ondernemings wat by ProPack Africa 2025 gaan uitstal in Maart by die Johannesburg Expo Center en daarna vertel Raymond ons van sy volgende sakefokus. RIA South Africa is a company that provides industrial coding and marking solutions to the South African market. They offer a range of services, including industrial printing, labeling, and code verification devices. RIA Jet offers industrial printing solutions that mark directly onto products across all industries. RIA Label offers labeling solutions for logistics and automation, including designing label layouts, printing, and applying labels to products. RIA Verifier offers code verification systems for checking the quality of barcodes and codes according to ISO standards. RIA South Africa focuses on low-maintenance technology to ensure maximum production uptime using equipment that is developed, produced and assembled in Germany. RIA South Africa, with branches in Cape Town, Durban, Johannesburg and Port Elizabeth, they have a national footprint in South Africa to ensure immediate support to all their clients. Visit their website at ria.za.com. Fullmatic help vorm die toekoms van die verpakking en vulbedryf met innoverende en nuwe masjiene. Sedert hulle ontstaan in 1979 is hulle vervaardigingsfasiliteit in die Parel geleë en Fullmatic is ook deel van die Trepco groep van maatskappye. As een van Suid-Afrika se top verpakkingsstelselontwerp en vervaardigingsmaatskappye, verskaf Fullmatic verpakkingstoerusting oplossings wat verpakking van alle soorte glas en plastiek bottels, sakkies, bakkies, koppies en letterlik die meeste denkbare houers kan akkommodeer. Hulle verskaf hulle dienste aan die suiwel, room, water, bier, vrugtesap, konfyt, heuning, shampoo, skottelgoedwasmiddel, tomatiesous, asyn, motorolie, eetbare olies, wyn en sapproduksiebedrywe om maar 'n paar te noem. Alles word ondersteun met 24 uur diens en bystand deur hoogs bekwame spanne en wêreldwye instandhoudingsdienste. Is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kom
kontak ons. Goeiemôre kykers. Ons het pas vir julle 'n kykie gegee waarna julle kan uitsien by Propak Africa 2025 wat by die Johannesburg Expo Sentrum vanaf 11 tot 14 Maart plaasvind. Dit gaan verseker baie interessant wees. Gaan maak gerus 'n draai daar. In my volgende sakefokus gee ek julle 'n voorsmaakie wat jy by die Securex 2025 Expo kan verwag. Hierdie opwindende geleentheid vind plaas vanaf 3 tot 5 Junie by die Gallagher Convention Center in Midrand. So as jy 'n besigheid het wat by die Securex skou betrokke is, nooi ek jou my te kontak oor die moontlikheid om deel te wees van ons ontbytsake Securex 2025 sakefokus in samewerking met Specialized Exhibitions. Ek sien uit om met jou hieroor te gesels en deel te maak van hierdie episode wat op 17 Mei uitgesaai word. Die vleis is heerlik gaar, goudbruin, bietjie te bruin, maar ek gaan nou dit vir julle sê wat ons moet doen en reg sodat almal kan smil daaraan. Al wat nou nog moet gebeur is ek moet dit sny. Nou net om te verduidelik hoe ek tot hier gekom het. Ek het 'n ontbeende lamsbout gekoop, maar onthou dit is geen probleem as jy 'n lamsbout of lamskenkels of selfs lamskouer chops gebruik nie. Die belangrikste is gebruik lamsvleis vir die resep. Nou jy vryf eers jou vleis met sout, peper, vars tiemie en olyfolie. Nou onder in die oondbak pak jy eie helftes en jy sit nog ekstra tiemie bo-op. Nou dit vorm dan basies 'n bed vir die vleis en ook sodat dit nou nie onder aanbrand nie. Nou plaas jy dit in die oond vir so 20 tot 30 minute op 180 grade net sodat dit rooster en 'n mooi laagie vorm om die vleis. Nou jy sal sien as die eie bruinerige kleur bruinerige kleur kry, is die vleis ook reg en sodra die 20 minute om is, plaas jy die deksel op en draai jou oond af tot hang af van jou oond 110-120 grade. Maar nou kan die vleis in die oond bak vir 'n goeie 2,5 tot 3 ure. Nou onthou die temperatuur is laag, so dit sal nie aanbrand nie en moenie bekommerd wees nie oor die vog nie. Ek beloof vir jou, jy hoef geen vog in te sit nie. Hy maak sy eie vog. Nou haal dan jou pan uit die oond, verwyder die eie en hou dit dan een kant en nou gooi jy die 250 ml balsamiese asyn in jou oondpak. Dis nou waar die vog inkom. Nou jy los die pan oop en vir die laaste uur, so elke 20 minute bedryp jy die vleis met die balsamiese vloeistof. Nou na die ekstra tyd in die oond boor die vloeistof basies te verminder het en 'n heerlike Thai sous te vorm saam met die vleis. Nou as die vloeistof nog nie heeltemal afgekook het nie en jy bang as jou vleis brand, kan jy dit ook net verder op die plaat net so 'n bietjie ekstra tyd gee dat dit basies 'n reduksie vorm. Nou jy kan die eie nou ook terugskep in die pan of saam met die vleis op die bord bedien. Nou ek wil gou vir jou wys. Jy sien nou ek is nou hier bietjie selfbewus want my vleis het so ekstra bietjie bruiner gebak, maar onthou haal hom net so bietjie vroeër uit. Ek moes dit nou weer warm maak in die oond. En dan kyk nou net wat ek bedoel by bedryp. Jy gooi hom net so oor. En ek gaan hom nou sny as ek terug is. Al wat oorbly is dan die vleis opsny en dan met die opdiening begin. En ja, natuurlik as die kamera voor my weg is, gaan ek eers so lank 'n stukkie proe. Hierna gesels Leon met Marley van der Merwe ons gas vandag. Ek gesels verder met die vroulike weergawe van Colonel Sanders. Dit is 'n grappie en ek gaan hom nie weer maak nie. Marley, jy het nou gepraat van nare rolle. Marissa in Binnelanders en Christine getroud met rugby, maar jy's ook oulik en jy doen musiekblyspele. Byvoorbeeld jy het nou gesê liefling was so half jou waterskeidingsoomblik, nie waar nie? Ja, op TV. En Rocky Horror Show, Rocky Horror, dit was seker 'n gedoente gewees het vir jou. Ja, dit was nogals interessant. Dit was my laaste internasionale een wat ek gedoen het. En ek het 2 rolle gespeel. So ek het die Asherette gespeel en dan Magenta. Ja, so die 2 is baie uiteenlopend en om dit elke aand te doen was nogals 'n. En dan was Lisa se klavier. Yes, hoe was dit? Ervaring. Dit was so lekker geweest. Ek meen is my doodse vrees en my grootste droom om myself te begelei op 'n groot verhoog op 'n grand piano. Sure. Terwyl ek sing
En dit was baie stresvol, maar dit was 'n amazing ondervinding geweest. Speel jy nog ander instrumente ook? Nee, klavier. Nie dat ek nou wil hê jy moet nog. Ja, nee, jy het nou klavier is goed genoeg. Dis goed genoeg. Nee, dis maar basically klavier, ja. En dan 'n solo musiekloopbaan. Gaan ons 'n bietjie ding wat ek het voeltjies oor fluit in die gange. Dat daar dalk 'n goedjies op pad is. Ja. Wat ons kan hoor. Ja, ek is baie opgewonde daaroor. Hierdie maand gaan my songs in produksie. So ek is baie opgewonde daaroor. Ja. Gaan jy in die studio dus hierdie maand in? So wanneer verwag ons ietsie of is eers later die jaar? Nee, ek weet nie hoe lank dit gaan vat nie. Ek dink ons gaan dit nou maar vat soos dit kom, maar ek gaan hulle een vir een vrystel, so dis nie in 'n album formaat nie. Dit maak meer sin deesdae, nee. Ja. En ek is baie opgewonde daaroor. Skryf jy self? Ja, ek skryf self. Waaroor as jy nou so gaan sit en 'n pennevruggie neersit en toon set, waaroor skryf jy? Ek probeer om nie oor liefde te skryf nie. Dis 'n goeie idee. Ja, en as dit nou maar so nou en dan gebeur, as ek iewers ietsie hoor wat vir my baie romanties klink, dan gaan ek nou maar so intoe. Ja. Maar ek is immers amper vir 20 jaar getroud. So baie om te sê, baie om te sê en as ek dan daaroor skryf, wil ek 'n interessante take daarop hê. So ja. Is om musiek te maak wat daar's 'n in die kreatiewe, kom ons noem dit maar oorkoepelend die vermaaklikheidsbedryf. Ek bedoel daar's soveel aspekte daarvan en mense is so besig met klomp goeters en akteurs, ek weet julle werk ook maar bietjie harderig en so aan. Is dit iets wat jy wil daar buite gaan sit? Gaan ons jou op 'n verhoog sien ergens op 'n fees? Hoe wil jy hierdie ding aanpak? Wel, dit is 'n onafhanklike projek. So en wat ek op hierdie stadium doen is om te kyk waar ek gaan aarde raak slaan. En om dit van daar af te vat, ek as 'n performer, as 'n kunstenaar, glo ek is die beste weergawe van myself wanneer ek op 'n verhoog is. Wow. So ek is baie opgewonde en dit is waarna ek mik. En wat se verhoog dit is op hierdie stadium is oop. Die wêreld is jou verhoog. Ja. Ja, ons sien baie uit daarna, maar dankie dat jy vanoggend by ons kuier. Ek los jou in die bekwame hande van die heer Dawie Rood. Nou tyd vir Kiebersake en vandag bars ons van trots. Dit klink wild jong. Want ons rug teen rug kunstenaar Wilmarie Senekal se liedjie Paaie is nommer 1 op Harties FM se top 20. Jam. Dis die eerste liedjie wat deur onsself vervaardig is, so baie dankie aan almal wat gestem het. Gaan kyk die Paaie musiekvideo op YouTube en sing lekker saam soos wat Johanay Snyders doen. Sy skryf op Facebook. Ek sing elke keer uit volle bors wanneer Paaie op die radio speel. Monique Meyer het laat weet, wat 'n bitter lekker liedjie. Ons speel hom by elke braai en almal sing 'n lekker saam. Baie geluk Wilmarie en span. Ek hou ook van Paaie. Ek steek en kiet nie Paaie. Verlede week het ons saam met Rian Grobler van Pretoria FM gekuier, oulike mannetjie. En Dalene Erasmus het op Facebook geskryf, so lekker om vir Rian te sien. En toe maar al sy liedjies gaan YouTube, nou nog besig om die sterre wat gegooi is in my kop te sing. Sterre wat gegooi, ja. Lekker Dalene, dan gaan YouTube nou sommer vir Paaie van Wilmarie ook. En hierna is dit leefstyl sake met Dr. Judy en Charlene gesels met haar. Ontbytsake kuier graag saam met ons kykers op sosiale media, soos Facebook, Instagram en YouTube. Ons bied ook uitstekende advertensiegeleenthede daarop. Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk en Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Dr. Judy Pretoria is ons gas van Biomedical Emporium en soos altyd is hy hier met goeie raad en vandag praat ons oor haarverdunning en vermindering. As ek daai twee terme hoor, dan dink ek, dit is net 'n probleem wat middeljarige mans het. Maar dit is nie so nie, nê?
Glad nie so nie en ek meen daar's niks minder lekker as jy stort en jy kam jou hare uit en jy sien hoorie maar hier's nogal 'n redelike hoeveelheid hare wat uitkom. En dit is so dit gebeur nou by beide mans en vrouens en dit is nogal 'n groot probleem. By mans aan die een kant sal dit wees as gevolg van 'n DHT-hormoon. Ja. Maar by vrouens kan dit ook wees, jy weet byvoorbeeld jy was swanger en nou is daar 'n bevalling en na jy die babatjie gehad het dan sien jy hoor hier's geweldige hare wat uitkom en dis weer as gevolg van progesteroon. Sekere mediese kondisies kan ook nogal redelik skuldig wees soos lupus, skildklierprobleme, ginekologiese probleme soos polisistiese ovariumsindroom, medikasie 'n groot probleem. Kyk wat het gebeur tydens COVID. Mense het baie kortison gedrink en as jy die foubiljet uithaal van kortisonmedisyne, dan sien jy een van die neeweffekte is haarverlies en baie mense het soos kankerpasiënte gelyk tydens COVID. Chemoterapie speel ook nog 'n rol. Ongelukkig antidepressante speel 'n groot rol. Is dit so? Ja. Dan niemand hou van hierdie nie, maar stres, angstigheid. Jy kry 'n streshormoon kortisol en as jy kortisol vervaardig, gaan jy ook bietjie ongelukkig sukkel met haarverlies. Nou jy kan nou sien hoe rol ek nou effens my oë, nee Dr. Judy, want hoe sê jy vir iemand wat haarverlies het en dit is traumaties, moenie stres nie. Dit is mos nou regtig onmoontlik. Dit is een van die mees onmoontlikste take, maar ek dink 'n ou moet ten minste weet as jy nou meer gaan stres kan dit erger raak. En dis hoekom mens moet gaan probeer kyk vir elemente wat jy dalk kan uitskakel of elemente wat jy kan inbring om dit te stop. En kinders haarverlies by kinders, want dit het ek ook al gesien. Ja, kinders kry dit ook en hulle kry dit weer as gevolg van dalk 'n bietjie 'n tekort aan sekere voedingswaarde. 2 baie belangrike vitamiene, Vitamiene D en 'n Vitamiene B speel 'n groot rol. En natuurlik bietjie 'n tekort aan minerale soos sink. Wat kinders ook nogal baie kry is swaminfeksies. Op die kopvel en dan val die hare uit. Maar dan is daar 'n ander tipe van 'n haarverlies wat ons praat van traksialopecia. En baie keer meisies dan maak hulle hierdie stywe vlegsels en poniesterte en eventueel dan irriteer dit die kopvel en die haarfollikels so baie, daar's so baie inflammasie en dan verloor hulle ongelukkig hare. So kinders, vrouens, mans. Nee, maar ons moet praat oor behandelingsopsies. Ons kan nie net praat oor die probleme nie. Wat kan 'n mens doen? Kom ons skakel 'n paar goed uit. As jy byvoorbeeld 'n reiniger het, kyk bietjie agter op die bestanddele of daar 'n woordjie met die naam sulfate voorkom. Sulfate is ook 'n groot irritant vir die kopvel en dit maak dat jy hare kan verloor. So skakel dit uit. Kry kopreinigers wat sulfaatvry is. Dis baie belangrik. Dan kry jy baie kalmerende haarserums wat byvoorbeeld salicylsuur in het, hyaluronsuur, Vitamiene B, Vitamiene D, wat jy sommer met 'n aanlyn haarrollertjie kan opsmeer en inmasseer en met die rolletjie in jou kopvel inrol. En dan professionele behandelings is natuurlik LED-ligte, bloedplaatjies wat 'n mens kan vat en liggies terugspuit in die kop. Microneedling tegnieke met groeifaktore maak 'n enorme verskil. So daar is opsies, daar is maniere om hierdie probleem te hanteer. Mense hoef nie noodwendig te gaan na die ekstreem van 'n haaroorplanting onmiddellik nie. Dr. Judy, baie dankie vir hierdie goeie raad wat jy vir ons gegee het. Dit is altyd lekker om met jou te kan gesels. Mense voel bemagtig na die tyd. Baie dankie. Hierna het Leon nuus oor 'n golfdag waar hy ook blykbaar gaan speel. Vanaf Saterdag 5 April gaan kykers van Ontbytsake toegang hê tot 'n verskeidenheid spesiale aanbiedinge op ons nuwe Sakewinkel. Ons skop die 5de April af met R20,000 se gratis Fly Sapphire vliegbewyse. Maar jy sal eers moet registreer om in aanmerking te kom. Dus gaan registreer nou voor 5 April op ons webblad om jouself 'n kans te gee. Man, Charlene, ek speel nie golf nie, ek pleeg golf. Ouma Maggie en 2 Million Steps Group, 'n liefdadigheidsorganisasie, hou 'n golfdag op 13 Maart by Silver Lakes Golf Estate in Pretoria. En hulle nooi die publiek en maatskappye uit om deel te neem aan die golfdag deur middel van borgskappe, puitjie-borgskappe, vuurbal inskrywings, donasies vir die prysuitdeling en donasies aan die Neem Deel projek. So kom geniet 'n heerlike dag saam met Ouma Maggie en 2 Million Steps Group en ondersteun die Neem Deel inisiatief
inisiatief deur al jou ongebruikte sporttoerusting te bring. Vir besprekings van vuurballe, gaatjieborgskappe of pryse, kontak vir Karen Coetzee op haar selfoon of e-pos. Dis vir 'n baie goeie saak. Dawie gesels hierna met Marlie van der Merwe. Ontbytsake projekbestuurder Raymond Legrandsie doen 'n sakefokus oor die Securex 2025 Expo en wil vir kykers die besighede wat daar betrokke is wys. So as jou onderneming by Securex uitstal, maak kontak met Raymond en neem deel. Dit word op 17 Mei uitgesaai. Ek kan nog nie beweeg nie, of wil jy? Dis tyd dat jy vir jou lieflingssuster luister. Okay? En dis die tweelinge in Binnelanders. My beurt om met jou te gesels. Ek kan jy onthou jare terug was daar 'n fliek, My broer se bril. Nee. Donkie jare terug. Ek weet nie. Dit was ook oor 'n tweelingstorie. Maar is dit? Ja. Hoe het hierdie ding gewerk? Ek meen, jy is op twee plekke gelyk. Hoe is dit moontlik? Ja, dit was 'n baie tegniese ding geweest. So, hoe dit maar gewerk het is nommer 1, ek moes die hele skrip leer, al die woorde. Dit is jy moet seker dubbel leer. Ja, so ek onthou daar was een dag wat ek 11 scenes geskiet het. So as ek altyd doen het ek 22 keer in die ateljee ingestap. Nee, maar wag, nou het jy my heeltemal die mekaar. Verduidelik Ja, eers my. So, okay, praat jy en jy praat in een skoot. So daar's verskillende tegniese aspekte aan dit, maar die nommer 1 is daar was 'n obviously hulle het die tegniek gebruik split screen. Wat beteken opstel is daar 'n lyn wat ek nie mag kruis wanneer ek die een karakter speel nie. En dan het ek die amazing Zetske van Pletsen gehad wat my body double gespeel het. Ek sal my wat verbeel. En sy was my eyeline en sy het vir my gevoer met die lines alles. So sy het nogal so 'n moeilike job gehad. Baie ondankbare een want sy het nooit geëer nie. Maar so ek het die een kant gespeel. Ek speel die mean sissy en sy is aan hierdie kant, sy gee my eyeline en dan sê hulle Wat se eyeline? So sy gee vir my waar ek kan kyk en sy lyk bang, sy lyk bang of mean, wat ook al wie ook al sy speel. Doen dit weer. En dan hardloop ek uit en dan gesit hulle vir my musie op en dan kom ek terug en dan sê ek die ander persoon reset en dan ja, dis 'n hele hot set. So niemand mag vat aan enige iets nie en dit is hoe dit gegaan het vir wat 6, 8 weke, hoe lank ook al die storielyn was. Dit was baie tegnies geweest. Is dit so jy sê dis baie tegnies. Dis tegnies in die sin van dis nie nuwe tegnologie nie. Dit is net goeie kamerawerk, neem ek net maar aan. Ek dink dat dit was nuwe tegnologie. In Suid-Afrika is dit die eerste keer wat hulle in 'n sepie daai tegnologie gebruik het. En natuurlik wat amazing was in die proses, het die editors nog tegnologie bygebring wat die proses nog net meer geloofwaardig gemaak het. Ja, wat ons is, ek onthou net die een waar Marissa so vir Ella loer van ekstra af en is my gesig wat uitkom en ek weet daai was Zetske en ons is net kan nie glo wat ons sien nie. So dit was baie exciting om te skiet. Watter een van die twee rolle was jou gunsteling? Marissa. Is jy maar so 'n bietjie van 'n ek love dit om die donker karakters, 'n baddie. Ja, ek love dit om die donker karakters te speel. Ag, is ook net baie makliker om iewers te gaan wie jy nie is nie. Staak te grappig. Want ek is so nice en weet dis ja. Maar jy het dan 'n saftig gewen daarvoor, ek meen. Dit sê vir jou baie, né? Ja, ongelooflik en om net om die persoon te wees wat in die eerste plek vertrou is om 'n rol te speel en weet toe word dit raak gesien. So dit is amazing. Jy het laasweek hoe lank terug was jy hier gewees met Bytsaak? Donkie jare. Ja. Donkie jare. Ja, ek meen jy het nie 'n dag ouer geword nie. Ag, dankie. Kyk, ek dra weer rooi. Kan sien, hè. Jy het weer 'n keer 'n bakkie hy pakkie van jou. Oor hierdie pakkie het hy storie. Toe maar daarin het jy nou 'n klomp gevegstonele in goeters gehad. Ja. Jy het nou so hoog geskop en so, kan jy dit nog doen? Ek dink ek kan dit nog doen. Ek doen standtraining. Dit is deel van my weeklikse routine. Ja. Standtraining. Ja, so ek leer om van geboue af te spring en te skop en intussen het ek baie boksklasse gehad. Dit is deel van 'n fase van my lewe. As ek nie so besig was nie, sou ek dit nog steeds gedoen het. Ek wil jou daaroor vra. Ja. Meer. Maar wag net 'n bietjie hoor. Want ons moet vir jou ons moet 'n draai gemaak by Corrie se bout. Dit ruik baie lekker. Okay, so dan gaan ons dan verder. So Corrie, mag gou die bout daar, dan kan ons nou 'n naam trek.
Die Boschendal Cabernet Sauvignon 2021 is 'n volronde rooiwyn uit die Stellenbosch omgewing, ideaal vir wynliefhebbers. Dit word beter met ouderdom en smaak heerlik saam met ryk rooivleisgeregte. Ja, daar wen nie my bout nie, die bout. Nou, ek kan met volle vertroue sê die vleis smaak fantasties. Ek het geproe, ja. Ek het lekker daaraan geëet. Ek gaan net sê ek het 2 gehad, dis al. So, ek is seker die gaste hier gaan hulle vingers afeet. Kom ons begin met die opdiening. So, is baie eenvoudig. Ek het nou al die elemente hierso. So, kyk hoe mooi het my aartappels uitgekom. En iets wat ek nie kan onthou of het ek dit vroeër gesê nie. Onthou, jy moet nie te veel die aartappels meng nie, want die stysel raak dan nou basies soos gom. Dus maar so as die stysel te veel vrystel. So, ons wil nie 'n gommerige, ek wil daar 'n ander woord sê, maar dit gaan lelik op kamera klink. Okay, so jy maak net so dit mooi en dan gebruik ons nou hier en kyk gou, die vleis is binne. Hy's nou wel buite 'n bietjie donkerder, maar binne is die vleis sappig en sag en val sommer uitmekaar uit. So wat ek gaan doen, ek gaan hierso so 2 stukkies. Ek moet met my hande werk, dit gaan net makliker wees. Ek wil net vir jou hierso so 'n stukkie opsit dan. Kyk, ek gaan nou mors, maar ons sal nou skoon maak. So daar sit ons hom daar bo op. En dan gebruik jy nou van hierdie heerlike sous. Net so 'n bietjie bo oor. En dan natuurlik die laaste bietjie mooi is dan nou ons mieliestukkies met so 'n bietjie groenigheid op. Nou ja, ek is seker almal gaan weglê aan die borde kos. Die resep van my is op ons Ontbytsake webtuiste en ook op ons Facebookblad waar dit elke week beskikbaar is. Geniet jou naweek en ek sien jou volgende week weer hier in die kombuis. Dawie gesels nou verder met Marley. Ontbytsake word met trots gevlieg deur FlySafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. FlySafair, vir die liefde van vlieg. Marley van der Merwe, jy dan vir my dan mooi geglimlag nou, jong. Nee. Sê vir jou, né? Luister nie, ek wil nou hoor van hierdie standgoeders. Ja. Ek vra hom as 'n vriend. Okay. Vertel, wat doen jy? Wat leer julle nou? Van gebou af te spring, val jy op bokse, hoe werk dit? Wat doen jy? Ja, ag, dit's maar matte, dis maar verskillend, maar dit ek eintlik die gogga het my gebyt met toe ek 'n ander mens gedoen het. Toe sê ek, "Jog, dis darem maar verskriklik lekker om darem 'n bietjie te weet wat jy doen, hoe om 'n geweer vas te hou, om te gaan vir jou geweer, dat jy presies weet hoe om met 'n geweer gun competency training, weet om te sê. Vaardigheids. Dankie. Sorry, my ma is Engels, my pa Afrikaans. Anyway, so daai ene. So dis lekker net om gemaklik te wees op stel wanneer jy so iets doen en ek hou van fisies wees. Ja, dis net lekker. So hulle leer vir jou alles. Hulle leer vir jou boks, verskillende martial arts. Om te spring, om te klim, water, hoe om die victim te wees, hoe om die een te wees wat aanval. En dan is dit lekker want dit leer ook 'n bietjie selfverdediging. Sê my, wat het jy nog gedoen wat nou stands is? Nog nie baie nie, want waghaalstoertjies. Ek dink ons gebruik dit, ek meen selfs by die seepies gebruik ons dit. Ek moes al baie keer 'n punch gooi of enetjie dak of met 'n geweer werk of wat ook al. So dis maar obviously ons groot droom is wanneer die geleentheid eendag kom. Wil ek reg wees. Jy kan nie dan begin train nie. Dit is soos om te sê, dit is iemand wat sê, daar's nou audisies vir Chicago, nou ewe skielik wil jy begin leer om te dans. So is jy lekker sterk en fiks nou? Ek is nogal op die eintlik is ek baie lui met oefening. Ek het lanklaas enige oefening gedoen. Ek's maar besig, maar ja, dis net 'n verskoning man. Maar dis in myself. Hoorie so, ek sien julle het nou al 2 keer Sani toe sien gery. Julle is erge fietsryers, jy en jou man. Ja, hy's 'n erge fietsryer. Ek love it. Nee, wanneer ek dit doen, geniet ek dit. Ek is ook so, as ek in 'n seisoen is, doen ek hom ordentlik en as ek dit nie doen nie, dan doen ek dit glad nie. So, maar ek love it. Wat het jy nou al gery? Sani toe sien? Wel, Sani toe sien het ek 2 keer gery, 1 keer saam met my man, 1 keer saam met my skoonsussie en ek het verlede jaar vir die eerste keer Race to the Sun gedoen. Oh, wat nou weer meer distance. Wat was jou tyd daar gewees? Ek dink dit is
Meer as 8 ure. Oh, kom Ek dink aan. dit was ek dink dit was so 8 ure, iets 8,5 ure daar rond. 160 km. 165 daar. Ag, okay man. 165. As jy onder 6 ure ry, kry jy 2 medaljes. Ag, daai medalje hang iewers daar by my huis. Ek is nie Ek sê dan kry jy 2 medaljes as jy onder 6 ure ry. Ag, hoor jy kan na my aan die een kyk. That's what happened. Ek sê, is jy besig om vir Eysterman voor te berei? Ja, gelukkig net vir een deel van die legs. So Watter Eysterman is dit? Die Durban een, die half Ironman. O, Ek en Joanie Swigelaar en Michelle de Bruin, ons is 'n span wat saam inskryf en ek doen die fietsry en Joanie swem en dan gaan Michelle die hardloop doen. hoekom doen jy nie die al drie nie man? Die Durban is die maklike een. Ek weet nie hoe jy kan sê maklik en eet soos 21 km hardloop en 90 km fietsry. Swem is ek dis nog steeds dit breek my brein dat iemand in die see ingaan. Weet jy, dit is die heel maklikste van alles. Ek hoor daar's geel slange wat oral uitspoel iewers. Twak man, daar's ook nie haie wat jou gaan byt en sulke goeters nie. Dis nonsens. So jy ek weet daar's nou 2 kleintjies, né? Wat is hulle nou? 8 en 11 of wel 18, 10, 8, 11, 9 daar rond jou. So wat doen julle met die kinders saam? Ek met die kinders is nog bietjie klein. Hulle kan al begin fiets. Ja, ons hoop nou maar dat hulle dit soveel van hou soos ons. Ons gee vir hulle decent fietsse en al die gear, hulle laat ons die gear. So ons vat hulle saam met ons, maar nou dis nou nog nie die afstande of so nie. Maar ons probeer 'n liefde by hulle te kweek vir by te kom en fietsry en goedjies doen wat scary like en so. Ek is nou op die stadium waar ek gaan nee, moenie okay, daar's sy oornys fyn. So ja. Nee, laat hulle dit maar alles doen en vir ontspanning gaan julle ergens weg, hou julle van plekke terug. Ontspanning. Wanneer? Maar fietsry is ontspanning so. Ja, nee, ek joke net. Nee, ja, so ons as familie is saam aktief. So ons sal dit byvoorbeeld ons hou van soos 'n Delta Park daggie doen en sommer dan nou maar vir 'n breakfast gaan, ons honde saam met ons vat. Ja, en dit is wanneer ons tyd kry daarvoor. Okay, nou maar nou wil ek nou druk op jou plaas. Wanneer is hierdie Durban se Eysterman? 1 Junie. Dit is môre oor presies 3 maande. Jy het meer as genoeg tyd om vir alles voor te berei. Gaan, sê vir hulle jy wil die volle een doen. Jy wil al 3 doen, swem en fietsry en hardloop julle lot. En laat ek jou sê wat is die belangrikste van daai 3 goeders? Ja. Hardloop. Ek is baie bang vir die hardloop. Hardloop is al wat saak maak. As jy swem leer jy binne 2 weke. Hardloop, dis wat saak maak. Maar ons gaan luister, ons gaan nou vir jou kos gee, hoor. Ons gaan nou vir jou kos. Ek lekker is om jou gekuier. Good luck met Eyster. Ja, dankie. Dit was lekker met jou te chat. Sê dit weer, as ek by jou staan met ons tweeën, teen die wêreld saam, maar ek wonder, sal jy myne wees, ek sal keer op keer staan voor jou deur, wees my sonskyn, my lig in die donker, ek kan nie, langer sonder jou nie, ek wil nie, my lewe sonder jou spandeer nie. Verloren in jou woord, van streng liefde van woorde, gebare, jou liefde vloei deur my are. Ek kan nie opdink aan jou nie, ek wil nie ophou sins aan jou nie, ek kan nie diep asem en sê ek is lief vir jou en jy is lief vir my. Sê dit weer, as ek by jou staan met ons tweeën, teen die wêreld saam, maar ek wonder, sal jy myne wees, ek sal keer op keer staan voor jou deur, wees my sonskyn, my lig in die donker, ek kan nie. Dalk jy by ons kom kuier, hè? Dit is ons wag al baie lank vir hierdie oomblik. Ons wag net tot jy kosies in jou mond het. Daar sê. Nou terwyl jy so prewel, hier wil ek ons stuur jou weg met 'n lieflike borrel van Boschendal vandag en met van ons vriende daar van Boot and Rally 'n pragtige leersak en 'n ontbytsaak koppie. Wow. Dis amazing. Dis Kan ek my wyn uit die koppie uitdrink? Absoluut. Dis die hele idee. Versamel al items. Dankie dat jy by ons kom kuier. Korle hierdie is lekker. Dankie, skrikkelik lekker. My skaapbout is lekkerder.
Ja, dis Ons moet 'n kompetisie hou. Ek sou sê, Ek my skaapbout sal is lekker. ligtrap as ek jy is, Ek hoor. sou vir julle sê. Volgende week ontmoet ons Maar vir lag nie. Dr. Antoinette van der Merwe, nog van der Merwe, Mhm. 'n ontwikkelingsekonoom by die Universiteit van Pretoria. En ons gesels veral met haar oor hoekom Suid-Afrika die beste plek vir Suid-Afrikaners is. Dit maak tog sin, hè. Of ek weet nie, miskien is dit nie die logiese. Want jy het 5 miljoen rand nodig om 'n goue kar by Donald Trump te koop. Ek gaan $5 miljoen. Ag, David, ek koop môre een. Ja, wat? Kan ek vir julle ook een kry? Ag, met jy is mos nou net in jou bankbalans nie. Molly, maar ek dink as jy nou weer nie hier kan wees nie, Dawie, sal jy dan vir ons Sal jy in die kombuis inskuif? Dan kan jy dit nou op nasionale TV wys. Jy en jou vrou kan Hulle kan dit nie, hulle proe dit nie oor die TV nie. Ja, maar julle gaan mos nou eerlik wees. Nou gaan my skaapbout is. Hierdie is nie sleg nie. Die kruiswys van my kan net Vir 'n so beginner is dit alraai. Ja. Ek is 'n professionele. Ek stoot van nie. Nee, is lekker kolle. Ek trek jou been. Heerlik. Cheers julle baie. Baie julle. Baie julle. Gesondheid. Lekker naweek. Moenie te veel drink nie.